Hierdie is Straatwys, goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Het jy al agterkom hoe sekere mense se woorde jou somme vinnig kan begin irriteer? Dis nie eers altyd groot goeters nie, dis daai een opmerking, daai een opinie, daai ding wat iemand sê, wat 'n vriend is of 'n kollega of selfs 'n dominee, en iets binne in jou trek net styf. En onmiddellik voel jy, weet jy wat, hierdie wat nou gesê het, pas nie by my nie. Dis nie reg nie. Jy verstaan my nie. Jy moet eerder stil bly. En as ons eerlik is, ons hou nie daarvan nie. Ons hou van plekke waar dit maklik is, waar mense ons eie taal praat, waar ons bevestiging kry vir wat ons dink en voel, waar ons ego so 'n bietjie gestreel word, hou ons van. Ons hou daarvan om te hoor wat ons reeds glo. Maar hier is die vraag wat ons nie altyd wil vra nie. As dit al is wat jy hoor, hoe gaan jy ooit groei? Die Bybel sê in Spreuke 27 vers 6, wonde deur 'n vriend bedoel is betroubaar, maar die kusse van 'n vyand is oorvloedig. Nou dis 'n harde waarheid. Met ander woorde, iemand wat eerlik met jou is, selfs al maak dit jou seer, kan meer werd wees as iemand wat jou die heeltyd net laat goed voel. En dis presies waar die uitdaging lê, want ons eerste reaksie is om altyd daai wonde weg te druk. Ons wil eerder die kusse hê, die swinkies, die mense wat ons goed laat voel, die goed wat ons wat bevestig wie ons is, wat vir ons sê, jy's reg soos jy is. Maar daai goeders laat jou nie noodwendig groei nie. Ek het dit al gesê, dat dalk is die moeilike ding in die lewe die regte ding. En kom ons vat dit so 'n stappie verder. Dalk is die woorde wat jou irriteer, die woorde wat jy dalk moet hoor. Nie altyd nie, want ons moet wys wees. Nie alles wat mense sê is noodwendig altyd reg nie, maar ook nie alles wat ongemaklik is verkeerd nie. Want kyk wat gebeur binne in jou. Daai oomblik wat iemand iets sê wat jou trigger, dan is jou eerste reaksie om dit te wil verwerp. Hoekom? Want jou ego wil reg wees. Jou ego wil nie verander nie. Jou ego wil nie erken, miskien is daar hier iets vir my om te leer nie. Maar soms gaan daai woorde dieper. Dis nie net jou gedagtes wat reageer nie, dis iets binne in jou wat geraak word. Hebreërs 4 praat daarvan dat waarheid diep sny, dat dit selfs ons motiewe bloot lê. En dis vir ons ongemaklik, want ons hou nie daarvan, ons hou nie van die woorde soos groei nie. Want groei beteken werk. Dit beteken ek moet verander. Dit beteken ek moet ergens erken dat ek nie volmaak of so smart is soos ek dink nie. Dit beteken op 'n manier dat ek vir my troontjie moet afklim en sê ek weet nie alles nie. En dis 'n moeilike ding vir ons as mense om te doen. Maar kyk 'n bietjie na die natuur. 'n Boom wat ophou groei, gaan dood. Water wat ophou vloei, raak stil en brak. Lewe beteken beweging. Lewe beteken om te groei. En tog, as mense doen ons iets snaaks. Ons is ongelukkig in ons lewe en dinge werk nie uit nie, maar ons wil nie verander nie. Ons wil beter hê, maar nie anders doen om dit te bewerkstellig nie. Ons dra nie vrugte wat ons van hou nie en ons lewe lyk daar 'n gemors, maar ons verander niks. En ons vertel vir almal dat ons okay is met wie ons is, terwyl jou lewe besig is om uitmekaar uit te val. En dalk is dit hoekom ons soms voel God is stil. Want ons wag vir 'n groot oomblik, soos Moses by die brandende braambos. Maar wat as God reeds praat? Net nie op die manier wat ek en jy verwag nie. Wat as hy praat deur daai ongemaklike gesprek, daai eerlike vriend, daai kritiek wat jou tref, daai situasies wat druk op jou plaas en jou dwing om te verander. Spreuke 12 vers 1 sê, wie bestraffing haat, is dwaas. Dis sterk, maar is waar. As jy alles wegstoot wat jou uitdaag, kan jy dalk die ding wegstoot wat jou kan verander, wat jou lewe beter kan maak. Nou ja, jy moet natuurlik onderskei, want nie alles wat jy om jou het en alles wat almal sê is goud nie. Nie elke opinie is die waarheid nie. Maar net omdat nie alles die waarheid is nie, beteken in dieselfde asem dat nie alles nie die waarheid is nie. Maar die sleutel is nie om toe te maak nie, dis om oop te bly en te toets met wysheid. So volgende keer wanneer iemand iets sê wat jou irriteer of teen jou denke gaan, moenie net onmiddellik reageer of afskiet nie. Stop vir so 'n oomblik en vra, hoekom raak dit my so? Wat wil God my hier wys en my hier leer? Want dalk is dit nie net hulle woorde nie, dalk is dit 'n spieël wat jy moet raak sien.
En dalk is daar iets in daai ongemak wat jou roep om te groei, na genesing, na 'n beter weergawe van jouself, na 'n lewe wat jy diep binne in jou regtig begeer. Jesus sê, die waarheid sal julle vrymaak, maar eers maak dit jou ongemaklik. So miskien is dit vandag jou uitdaging. Moenie net luister na wat lekker is nie, luister ook na wat nodig is. Want dalk is die woorde wat jy wil wegstoot presies die woorde wat vandag jou lewe kan verander. Ek hoop jou dag is wonderlik en tot ons weer saam stap, mooi loop.